Karel het my so 'n video aangestuur oor 'n prediker wat op een of ander nuusprogram gepraat het. Nie nuus nie, maar 'n aktuele program oor die invloed van AI, die artificial intelligence, op die bestudering van die Bybel. En die persoon het gesê, nie die prediker nie, die persoon het, die omroeper het gesê, baie mense gebruik nou artificial intelligence om die Bybel te ontleed en te verstaan en selfs boodskappe voor te berei. En wat is sy opinie? Nou moet ek hom komplimenteer, hy het dit baie mooi geantwoord, hy het dit reg geantwoord. Hy het gesê, jy moet pas op daarvoor, jy moet vlug daarvoor, want die Bybel is iets anders. Die Bybel was geïnspireer deur die woord van God en is nie akademies nie. Jy kan dit nie verklaar op grond van logika nie, wat ek nogal van hom bewonder. En wat vir my snaaks was, is hy het lank gepraat, seker 10 minute, en alles wat hy gesê het is so reg, van hoe jy die woord moet lees, en sy lig op ons pad, en tog as ek kyk wat hy glo en waar hy trek, dan wonder ek, het hy dit toegepas in sy eie lewe. Want hy sê, ons lees die Bybel om daarin te sien wat ons wil hê dit moet sê. Dan weet ek, maar dis wat hy doen. Nou, vir ons is dit ook 'n manier om te sê, doen ek nie dieselfde nie. Wil ek dit sien? Of verander ek om anders te glo? En die oomblik as ek dit moet doen en wil doen, dan kos dit my. Ek betaal 'n prys, dis nie lekker nie. Ek hou nie daarvan om anders te glo as wat ek geglo het nie, en daarom verkies ek om dit nie te doen nie. Maar as jy op die punt gekom het waar jy sê, maar ek gee nie meer om vir myself nie, ek soek die waarheid, dan kan jy begin met 'n bytel wegkap van hierdie oorlewering waarvan jou hart vol is, en so hard soos 'n klip, stukkie vir stukkie kap ons dit weg. Maar dis 'n keuse wat jy maak. Iets wat hy egter mee afgesluit het, wat ek opgelet het, is, hy het gesê, ons lees die Bybel sodat ons weet hoe om ons lewe te lei. Dit klink reg, maar dis nie reg. En ek dink dit is 'n groot visieverskil, wat ons moet in ons lewe sien en uitpleis vir onsself en 'n besluit neem. Is dit wat dit is vir my, of is dit iets anderster? Is die Bybel vir my 'n riglyn hoe om te lewe? Almal sal sê, ja, dit is. Maar dis nie. Dis nie die doel van die Bybel. Nou, wat is die doel van die Bybel? Die Bybel is daar vir my om God te leer ken. Dis nie 'n boek van moraliteit nie. Dit sluit weer aan by godsdiens. Dis nie 'n godsdiensboek van dit is hoe jy behoort te lewe nie. Dis 'n boek wat Vader vir ons gegee het en gesê het, lees dit en leer my ken. Dis wat dit is. As ek kom leer ken, gaan dit my lewe verander. Maar ek gaan nie op moraliteit staat maak. Ek gaan nie op wette en reëls staat maak om my sekere dinge te laat doen nie. Want dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan oor ken ek hom, wie hy is. Nou, iets wat hierdie persoon ook baie van praat is, en ek gebruik nou maar die naam Jesus, want hy praat baie van dit. Jesus se groot openbaring aan ons is Matteus 5 en 6, dis in die bergpredikasie. En so leer ons hom ken en ons rig ons lewe in volgens dit. En dis reg, maar dis eintlik baie klein, dis baie min. Want wie is die persoon wat die bergpredikasie gedoen het? Vader Jahwe. En as ek praat van Jesus, of ek praat selfs van Yeshua, moet ons pas op om nie dit te verander in iemand anderster wat ander lering kom gee nie. As ek God leer ken, as ek wil weet hoe hy is, en ek gaan lees Matteus 5 en 6 die bergpredikasie, kan ek 'n sekere indruk kry van wie hy is, wat reg is. As ek net dit lees, is ek in lewensgevaar, want ek moet weet, dis dieselfde persoon wat die Egiptenare doodgemaak. Dis dieselfde persoon wat die sondvloed gebring het en mensdom uitgewis het. Dis dieselfde persoon wat kom op die wolke met sy leermag en hy kom sy oordeel op die aarde uitgiet. En ek kan nie hierdie baie klein idee hê van wie hy is en verhouding met dit hê nie. Ons as mense ken mekaar op sekere maniere. Jy ken iemand min, jy ken iemand meer, jy ken iemand goed, jy ken iemand baie goed. As jy hom baie goed leer ken, dan kom jy agter wat regtig aan hom. 'n Man en 'n vrou verhouding is so diep, hulle ken mekaar.
jy kan nie vir jou huweliksmaat voorgee nie, jy gaan uitval. Maar as jy iemand een keer 'n maand sien, kan jy baie voorgee. As jy iemand het en jy gaan net saam met hom vakansie hou, jy gaan net saam met hom jag. Jy sit om die vuur in die aand en jy kuier en geniet die bosveld en dan gaan jy huis toe. Wat gaan jou idee van daai persoon wees? Hy so en hy so en hy so. Wat gebeur as jy saam met hom in 'n krisissituasie is? Sien iets anders nie. Nou leer jy hom ken op 'n ander manier. Nou is daar 'n situasie waar daar bates beskikbaar is, maar net vir een persoon en is jy of hy. En sy optrede betreffend dit om verklap hoe hy is. Jy sien, jy my is gulsig, hy gryp. Ek het gedag hy is so. Nou sien ek hy so. Of jy sien die teendeel. Jy sien nee, hy is belanggestel net dit vir my gegee en jy leer hom ken. Nou as ons Matteus 5 en 6 gebruik as basis, dan is daar niks meer fout nie, maar jy mag nie net dit gebruik, want jy gaan 'n wanindruk kry. Jy's net op 'n seevakansie saam met hom. Maar jy moet by Sinaï saam met hom wees, om te sien wie hy is. Jy moet by die oordeel wees, om te sien wie hy is. Jy moet sy optrede sien teenoor die profete. Jy moet sy optrede sien teenoor die volk. Jy moet sy optrede sien teenoor die engele, teenoor die Satan, om hom te ken. En dis hoekom ons die hele woord moet eet. Ek moet hom beter ken as enige mens. Ek moet in sy hart inkruip. Ek moet alles gaan soek. Hy in my en ek in hom. Ek wil weet wat in sy hart is. Ek wil hom ken vir wie hy is. Ons kan nie net 'n gedeelte lees en sê, dis hoe God is nie. Veral nie hier en daar vers nie, want dan kan ek werklik van hom maak wat ek wil. Nou hierdie prediker van wie ek praat, hy werk self teen dit. Maar pas hy dit toe. Ek dink nie so nie, want kerk waarna hy behoort ken ek. En hulle belydenisskrifte ken ek. En dis 'n ander evangelie. Dis 'n ander Christus. So dis hartseer, as hy net kan toepas wat hy sê. Maar die prys is baie groot, want dit sal hom sy posisie in sy kerk kos. En daai mense is afhanklik van die inkomste van die kerk. Hulle is die huurlinge. As jy nie doen wat hulle sê nie, betaal hulle jou nie en dan. As jy 'n predikant is en jy, ek weet nie hoe lank leer nie, 3 jaar, 7 jaar, gaan leer en jy het hierdie gemeente na wie jy kyk en jy kom agter, wow, maar wat is ek besig om van hulle vertel? Dis nie waarheid nie. En jy verander, wat gebeur? Dis op straat. Het jy 3 kinders op skool? Kerk gee vir jou 'n kar en huis en alles wat maak jy? Wel, dis die offer wat jy moet bring. Kan jy aanhou om mense te beslei ter wille van die voordeel? Of jy sê, nee, ek kan nie dit doen nie. Ek moet nou prys betaal en wegbeweeg van hierdie jaar. Wanneer ons die woord lees, dan moet ons kyk wie hy is. En as ek sien, maar ek het dit anderster in my hart, ek staan 'n ander beeld van hom as wat dit is. Die manier hoe hy optree, die manier wat hy wil hê ek moet optree, verskil van hoe ek oortuig is, moet ek verander. Dis hoekom ons die woord eet.